Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer so kan saam wees. Ons is dankbaar dat ons elke weeksoggend so bietjie met u hierdie oordeenkings kan deel, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën. My oproep vir u bly maar net altyd om 'n student van die woord van die Here te wees, dat u self die woord sal lees, sal ondersoek en dan ook sal groei in die kennis en genade van ons Here Jesus Christus. Dit is belangrik dat ons self die woord sal lees, want as ons die woord lees, praat God met ons deur sy woord en deur sy Heilige Gees, en dan leer hy ons hoe om te lewe te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag. En die gebed van my hart is dat u werklik studente van die woord sal wees. Nou vanmôre gaan ons bietjie praat oor die baie belangrike saak van die bloed van die Here Jesus Christus, en miskien kan u al reeds 'n gedagte gevorm het waaroor ek gaan praat, en ek dink heel moontlik is u in 'n mate reg, maar ook in 'n mate verkeerd, want vanmôre gaan ek juist probeer om die verkeerd van die bloed van die Here Jesus uit te wys, en wat die regte gebruik daarvan is volgens die woord van die Here. Nou wat bedoel ek daarby, vriende? Kom ons val sommer dadelik weg. Nou ons beleef 'n tyd waar baie mense dinge glo, dinge bid, dinge aanhang, maar daar is geen Bybelse waarhede of geen Bybelse mandaat daarvoor of geen Bybelse verse daarvoor om dit te regverdig nie. En een van hierdie dinge, vriende, is om die bloed van die Here Jesus te pleit oor my huis, oor my lewe, oor my voertuig, oor siekte en al hierdie dinge wat mense vandag dan doen. Nou die Here sê in Hosea 4 vers 6 vir ons: my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Wat wil die Here vir sy volk sê? Die volk Israel het ook maar, soos ons vandag vind, mense geraak wat geluister het na baie van die kultuur en van die tyd en van wat kerke sê en wat mense beweer in die Christelike lewe moet gebeur, die postmoderne tyd, waar mense soveel aanpassings gemaak het, vriende, dat ons eintlik ons hande saamslaan dat die kerk hierdie goed maar net so sluk en nooit vra daaroor nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor, dat soos God se volk ten gronde gegaan het, omdat hulle die waarheid van sy woord verontagsaam het, so is die kerk van die Here besig om ten gronde te gaan en baie valse leringe in te sluk, omdat hulle die woord van die Here nie liefhet nie. Nou luister, as jy die woord van die Here nie liefhet nie, en jy begin dinge aanhang wat onbybels is, sê die Bybel, sal hy jou ook verwerp. Jy kan nie maar net aangaan in jou lewe soos jy wil, en dink dat die Here daarmee tevrede moet wees nie. Ek en jy moet die Here dien met ons verstand, sodat ons deur die waarheid van die woord en deur die Gees oortuig kan word om dan ons lewens in te rig om die Here te verheerlik. Nou vriende, ek het so tyd gelede het ek by 'n predikantskonferensie gestaan, en een van die leraars daar het weggeval en gebid. En ek het geluister na sy gebed, want die Bybel sê ons moet luister as ander mense bid en ons moet saamstem wanneer hulle bid. En terwyl hierdie man gebid het, het hy dan by die bloed van die Here uitgekom, en hy het gebid en sê: Here, ons pleit u bloed oor ons. Ons pleit u bloed oor ons lewens, oor ons liggame, oor ons huise, oor ons karre. En ek kan nie alles onthou wat hy gesê het nie, maar hy het daar weggeval en die bloed gepleit oor alles. En toe hy nou uiteindelik amen sê, het ek 'n tydjie geneem en ek het na hom toe gegaan en vir hom gesê: broeder, ek wil jou net graag iets vra. En hy sê: jy is welkom om te vra. En ek sê vir hom: waar in die skrif vind jy hierdie gedagte van om die bloed te pleit oor ons karre, oor ons huise, vir ons beskerming, die bloed te pleit vir siekte? En ek kan nie onthou wat ons alles oor gepraat het nie, maar ek het vir hom gevra: waar in die skrif kry jy die mandaat om te bid wat jy bid? Want onthou vriende, as ons bid, sê die Bybel, praat ons met die God van hemel en aarde. Ons die ewige hoëpriester Jesus Christus wat vir ons intree. So ons kan nie bid wat ons wil, soos ons wil, goed sê wat ons wil en dink God is daarmee tevrede nie. Daar moet Bybelse redes wees en Bybelse verduidelikings vir wat ons bid. En hierdie man het my begin praat hier en hy het begin praat daar, en ek sê vir hom weer: broeder, gee net vir my die skrif, want u sien, dis die probleem waarom ek sit waar ek sit vandag. Want as ek mense begin vra, gee vir my skrif oor wat julle glo, dan raak hulle kwaad vir jou. Luister, jy moet tog nie glo as kerke sê ons is lief vir die Here en lief vir sy waarheid, dat hulle werklik is nie. Die oomblik wanneer jy iemand konfronteer oor wat hy glo en hy verduidelik uit die skrif vir jou wat hy glo, dan kan jy sê daardie persoon is lief vir die woord. Die res is leenaars. Hulle gebruik die woord soos 'n lucky charm om hulle tradisies en alles, vriende, aan mense oor te dra onder die vaandel van die Here. Maar 'n lang storie kort te maak, hierdie man het vir my die antwoord gegee en vir my gesê: man, luister, ek het die ou manne so hoor bid, en dis hoekom ek so bid. En toe sê ek vir hom: luister, jy kan nie, omdat die ou mense so geglo het, nou ewe skielik dieselfde glo en dieselfde bid nie. Jy moet die Bybel as jou voorskrif gebruik, en as jy bid, moet jy Bybels bid.
Nou vriende, of hierdie man hom bekeer het van sy verkeerde gedagte en van sy verkeerde pad wat hy gestap het en dit wat hy gebid het, weet ek nie. Maar een ding wat ek vir u kan sê, dat hierdie lering is nie 'n Bybelse lering nie. U sien, as ons moet kyk na die oorsprong daarvan, dan kom dit maar van die Pinkster charismatiese invloede wat in die kerk van die Here Jesus posgevat het. Ons sien dat baie kerke val miskien nie in die gees om nie en hulle praat miskien nie in tale nie, maar hulle leerstellings en hulle gebruike en gewoontes en gebede is maar presies soos die charismate in die Pinksterkerke oor jare vir ons kom leer het. Nou vriende, jy moet nie dink ek het 'n fete met charismatiese of Pinksterkerke nie. Ek dink net hulle is onbybels in baie van die goed wat hulle doen. Hulle verdraai die skrif om aan te pas by die mense emosie, by die mense gevoel. Hulle teer op mense se gevoelens en ervarings en al hierdie dinge, en hulle wil nie hê mense moet goed toets aan die hand van die woord nie. Glo my, ek het onlangs met 'n pastoor van 'n vooraanstaande kerk in ons land gepraat oor die skrif en hy moes later teenoor my erken, ek ken nie die skrif nie. Ek ken nie die skrif nie. Waarom nie? Want hy reken volgens homself nou dat hy 'n 5 warrior is. Die Here sal deur sy gees vir hulle sê wat om te doen en dis 'n leuen, vriende, wat ons nie kan glo nie. So wat ek vir u probeer sê vanmôre is, ons moet gaan kyk na wat die Bybel vir ons leer oor die bloed van die Here Jesus Christus. En ek wil vir u sê, in die eerste plek, die bloed van die Here Jesus is nie om te pleit oor my kar, oor my huis, oor my veiligheid, oor my liggaam en al die leuns wat ons vandag vind nie. Die Bybel gee vir ons Bybelse antwoorde. Die bloed van die Here Jesus is gestort vir een rede en vir een rede alleen. En dit is dat ons gered kan word van ons sonde. Die skuldige mense word onskuldig verklaar in die dood van die Here Jesus aan die kruis. Dis waarvoor Christus gesterf het en dit is alleen waarvoor hy gesterf het. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. 1 Johannes 1 vers 9 sê, die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Petrus kom in 1 Petrus 2 vers 22 en hy sê, hy Christus wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sonde in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sonde kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Vriende, baie duidelik dat Christus gesterf het vir ons sonde. Deur wie se wonde julle genees is, wys op die sonde in ons siele. So siekte 'n effek het op 'n mens se liggaam, so het sonde effek op jou siel. En Jesus het nie gesterf dat ons mense moet salf en die bloed oor hulle moet pleit, dat hulle gesond moet word, en dis 'n leuen wat in kerke die rondte doen, en dis een van die redes waarom ek uit my vorige kerkdenominasie is, omdat hulle vir mense leuns vertel het, en onder die vaandel van die bloed van die Here Jesus vir hulle dinge beloof het, wat hulle nie kan gee nie. Die Here sê, as ons na hom toe kom, vir ons sondeprobleem, sal hy is getrou en regverdig, om ons die sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Hy het nog nooit so belofte gemaak, wanneer dit kom by siekte, wanneer dit kom by beskerming, dat as ons die bloed pleit, sal hy ons beskerm van punt A na punt B, hy sal ons liggame gesond maak ensovoorts nie. U sien, ons doen geweldige skade aan die evangelie van die Here Jesus Christus, en aan die bloed van Christus, deur van die bloed te maak iets wat dit nie is nie. Wat het ons begin doen, vriende? Ons het van die bloed 'n lucky charm begin maak. U sien, ons dink as ons nou die bloed in aanhalingstekens, so deur die geloof aan ons karre smeer en aan ons huise en aan ons liggame, dan is die Here onder die, kan ons sê, onder die verantwoordelikheid, of onder die verpligting om ons gesond te maak, om ons te bewaar en te beskerm. Luister, daar is geen skrif vir hierdie dinge nie. Ons is nie bygelowige mense, wat 'n lucky charm soek om deur die lewe te gaan nie. Ons het 'n Vader in die hemel, wat vir ons lief het, en ons kan in die gebed na hom toe gaan en sê, Vader, dankie vir Jesus Christus, wat aan die kruis gesterf het vir my sonde. Dankie dat ek in sy soendood aan die kruis vrygespreek is, gered is, kind van God geword het. En nou vra ek, Vader, as u kind, dat u my sal beskerm op die pad wat ek nou gaan ry. Here, ek weet nie wat vir my voorlê nie, maar ek weet u sê, daar sal geen haar van my hoof afval, as u dit nie toelaat nie. Die Here sê vir ons baie duidelik daar in Hebreërs, die eerste hoofstuk, die 14de vers, dat die engele word uitgestuur as dienende geeste. Hoe presies alles werk, weet ons nie, maar ons het geen mandaat om die bloed oor alles te pleit, en op die einde van die dag te dink, ons gaan skotvry aan die ander kant uitkom nie. Die mens is gebore, vriende,
op hierdie sondige aarde, met al sy stryd, met al sy probleme, met al sy siekte, met al sy ongelukke, al die pyne. Kinders van die Here is nie gevrywaar daarvan nie. En om die bloed as 'n lucky charm te probeer gebruik en dan te sê, ek het die bloed oor my gepleit en die bloed het my beskerm in hierdie moeilike situasie, is om van die bloed van die Here Jesus 'n bespotting te maak. Die Bybel sê vir ons, die Here Jesus het gesterf aan die kruis, sodat ons van ons sonde vry kan kom. Soos ek vir u gesê het, so siekte 'n mens se liggaam totaal aantas, so tas sonde die hele wese van die mens aan, en net die bloed van Christus kan ons vrymaak van sonde. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik, daar in 1 Petrus 1 vers 18 en 19, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is, dat julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Luister, daar's geen mandaat in die Bybel wat die Here vir ons gesê het, gaan in my naam en pleit die bloed oor huise, oor siektes, oor al die dinge nie. Die Here sê vir ons elke keer, gaan en verkondig die evangelie. Christus het gesterwe, hy het opgestaan, hy het opgevaar, om die blye boodskap te laat weer klink, dat Jesus Christus red, hy maak waarlik vry. Daar is baie mense wat gesond sal sterwe, maar hulle siele sal in die hel beland. Waarom? Omdat hulle Christus nie geken het, nie gereinig is deur sy bloed nie. Daar's baie mense, vriende, wat siek die graf tegemoet sal gaan, maar dit is wel met hulle siele, omdat Christus hulle vergewe het. Hoeveel mense is al in die hel, omdat ons hulle beloof het, deur die bloed van Jesus is daar genesing vir hulle, daar is beskerming vir hulle, daar kom iets oor hulle, en nou sê hulle, man, die boodskap van die Bybel is 'n leuen, omdat predikante hierdie leuen verkondig, hierdie verkeerde verklaring vir mense deurgee, en van die bloed van Christus niks anders te maak as 'n lucky charm, in plaas van hierdie kosbare offer aan die kruis, waardeur ons gered kan word. Daarom pleit ek by u, dat u hierdie verkeerde praktyk in u lewe sal bely en laat staan, en dat u genade en barmhartigheid sal vind, en die boodskap sal laat weer klink. Die bloed van Christus Jesus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Punt, dis klaar, dis waarvoor Christus gesterf het. Groete vir u en mooi dag verder, tada.